virtuele erediens vanoggend. Ons gaan ook in hierdie erediens die nagmaal gebruik en my gebed is dat die Here ons ook so vanoggend sal seën, sal sterk maak en daardeur ook sal voed. Kom ons raak op 'n paar oomblikke stil voor die Here. Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eengesind saam woon. Dit is soos reukolie wat van die kop af van die baard afloop, die baard van Aaron, af tot in die soem van sy klere. Dit is soos die dou van die Hermonberg wat op die berge by Sion val. Ons dankie Here vir die vreugdes van ons saamwees in Christus. Dankie dat ons u vriende genoem kan word. Dankie dat u ons vriend en meester is. Dankie dat ons mekaar se vriende kan wees. Help ons om deur ons liefde vriende vir mekaar ook te wees. Amen. Ek groet julle ook vanoggend in die wonderlike naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Wanneer ons by die nagmaal is, dan dink ons vir 'n oomblik en ons beleef dit en ons leef dit, die offering van Jesus Christus aan die kruis vir elkeen van ons. Die bloed wat gevloei het vir my en jou, sodat ons sonde vergewe kan word. Kom ons sing 'n lied saam uit Vlam 124, die lied se naam is Agnus Dei. Nou Agnus Dei is die Latyn wat beteken die lam van God. Dit is daardie lam van God wat aan die kruis gehang het, wat sy bloed gevloei het, sodat ons mag lewe. Kom ons sing hierdie lied, begin met Halleluja, want die Here God Almagtig regeer. En hy regeer ook hier en nou, in elkeen van ons se lewens. God
Ons skriflesing vanoggend is uit Handelinge hoofstuk 12. Handelinge hoofstuk 12 en die tema van vanoggend se prediking is mense wat mal is of God wat glimlag. Handelinge 12 en ons gaan daar lees vers 1 tot 18. Terwyl ons die woord van die Here voor ons oop het, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, ons kom maak vanoggend u woord oop om daarna te luister, om daaruit geleer te word, onderrig te word. En ons kom bid, Here, dat u uit hierdie teks, uit hierdie woord, ook so met ons sal wees. Seën ons, Here, maak ons harte oop, ons verstand helder, dat ons kan hoor en kan verstaan dit wat u vanoggend ook uit u woord uit vir ons wil sê. Here, u is die almagtige, die lewende God. Ons loof en prys u naam, nou tot in ewigheid. Amen. Handelinge hoofstuk 12, vers 1 tot 18. In die tyd van koning Herodes, of het koning Herodes party van die gemeentelede laat vang en hulle mishandel. Hulle het vir Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard laat doodmaak. Toe Herodes sien dat dit by die Jode byval vind, het hy nog verder gegaan en ook vir Petrus gevange geneem. Dit het tydens die fees van die ongesuurde brood gebeur. Nadat Herodes vir Petrus laat vang het, het hom in die tronk gesit en hom deur 4 afdelings van 4 soldate elk laat bewaak. Herodes wou hom na die Paasfees voor die volk bring. So is hy dan in die tronk bewaak, maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Die nag voordat Herodes hom voor die volk sou bring, het Petrus tussen 2 soldate geslaap. Hy was met 2 kettinge geboei en voor die deur het die wagte die tronk bewaak. Met een staan daar 'n engel van die Here en skyn daar 'n lig in die sel. Die engel vat toe aan Petrus en sê vir hom om gou wakker te word en sê vir hom: "Staan gou op." Onmiddellik het die boeie van sy hande geval. Toe sê die engel vir hom: "Maak jou gordel vas en trek jou skoene aan." Petrus het dit gedoen en toe sê die engel vir hom: "Trek jou boekleed aan en gaan saam met my." Petrus het agter die engel uitgegaan sonder om te besef dat hy werklik bevry word. Vir hom het dit gelyk asof hy 'n gesig sien. Hulle is by die eerste wag verby en ook by die tweede. En toe hulle by die uisterdeur kom wat na die stad toe lei, het dit van self vir hulle oopgegaan. Toe hulle buite kom en 'n end van die strate was, het die engel vir Petrus skielik verlaat. Toe dring dit tot Petrus deur wat met hom gebeur het en hy dink, nou besef ek eers regtig dat die Here sy engel gestuur het om my uit die hande van Herodes te red en van alles wat die Joodse volk van plan was om te doen. Met die gedagte is hy na die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem is, waar baie gelowiges saam was om te bid. Hy het aan die voordeur geklop en 'n diensmeisie met die naam van Rodei het kom hoor wie dit is. Toe sy Petrus se stem herken, was sy so bly dat sy nie die deur oopgemaak het nie, maar binne toe gehardloop het om te vertel dat Petrus by die deur staan. Maar hy het vir haar gesê, "Jy is mal." Toe sy egter daarmee volhou sê hulle, "Dan is dit 'n gees." Intussen het Petrus aangehou klop. Toe hy die deur oopmaak en hom sien, was hulle baie verbaas. Hy het met sy hand vir hulle gewys om stil te bly en vir hulle vertel hoe die Here hom uit die tronk uitgelei het. Vertelde vir Jakobus en die ander gelowiges, het hy gesê, en na 'n ander plek toe vertrek. Toe dit dag word, was die soldate nie min ontstel oor wat van Petrus geword het nie. Herodes het hom ook laat soek, en omdat hulle hom nie kon kry nie, het hy die wagte verhoor en bevel gegee dat hulle doodgemaak moet word. Hierna het Herodes van Judea af na Caesarea toe gegaan en 'n tyd daar gebly. Ons skriflesing net hierdie gedeelte. Die afgelope week is ons land getuister deur plundering en mense wat ander se besitting steel en vernietig. En ons het hierdie week ook geweldig gebid vir ons land, vir kalmte,
vir rustigheid. En ek wil vra dat ons vanoggend 'n lied gaan sing, om dit ook te verwoord. Lied 566, of lied 565. Hou oor my vandag u hande, grote God wat altyd waak. Laat my rus in u beskerming, as dit donker om my raak. Heer, vergeef my al my sondes, maak my hart opnuut weer skoon. Dan sal ek geen onheil vrees nie, dan sal vrede in my woon. En dan in besonder die derde strofe van lied 566. Neem ons huis, ons vriende almal in bewaring deur die nag. Môre dank ons u vir goedheid, gawe van 'n nuwe dag. Kom ons raak ook so stil en ons bid ook vir ons land en vir sy mense deur die sin van lied 566. Sê die tema van volgens prediking, mense wat mal is, of God wat glimlag. U ken almal die verhaal van die jong seentjie, wat in 'n klein dorpie, in 'n droog getuisterde gebied gebly het, en toe word daar 'n biddag om reën uitgeroep. En almal stroom na die kerk toe, om te gaan bid vir reën. En hierdie klein seentjie, enigste van hierdie groot groep mense wat gaan bid het 'n sambreel saamgevat. Mense het dalk 'n bietjie skeef aangekyk en sê, maar hoe nou? Toe sê hy vir hulle, maar ons is dan hier om vir reën te bid. En ek glo, die Here sal dit gee. Daarom bring ek my sambreel, want wanneer ons uit hierdie kerk uitstap, sal dit reën. En dit sluit aan by die tema, of by die verhaal van Petrus in die tronk en die gelowiges wat vir hom gaan bid het.
Jy weet, ons almal bid vir wonders, wonderwerke wat moet gebeur in ons lewens. Ja, want ons bid dit, want ons is gelowige mense. Maar dalk hier in ons agterkop, dink ons dalk baie keer, ek moet mal wees om dit te glo. Dit sal tog nie regtig gebeur nie. Maar kom ek bid maar, want ek is gelowig, ek moet bid. Maar dit sal nie eintlik gebeur nie. Ons bid vir 'n wonderwerk in ons gemeente. Ja, maar ek weet nie eintlik of dit gaan gebeur nie. Maar kom ons bid maar. Handelinge 12 is 'n merkwaardige verhaal. Die Christene, die gelowiges, die disippels van die Here Jesus Christus het sopas die kruisgebeure, die opstanding van die Here Jesus Christus beleef. Dit lê vars in hulle geheue. Die grootheid, die almag van God. Maar as hulle rondom hulle kyk, dan gebeur daar baie keer 'n bietjie iets anders in hulle lewens. Soos Petrus wat op die water geloop het, en toe hy omkyk, toe sink hy. Na al hierdie gebeure, die opstanding, die kruisiging, gaan kruip hulle beangs weg, want dit het gevaarlik geword om oor Christus en die gebeure rondom Christus te praat. Want as ons kyk wat gebeur het, en die skrywer van Handelinge skryf het vir ons baie mooi hier, Johannes en Petrus is voor die Sanhedrin gebring, Stefanus is gestenig omdat hy geglo het. Jakobus, die broer van Johannes, is tereggestel deur Herodes. En nou hier in Handelinge bevind Petrus hom in die tronk. Die gelowiges kom in hulle huise bymekaar, die Christen gemeente, en hulle bid vir 'n wonderwerk. Hulle bid vir daardie wonderwerk dat Petrus, die rots van die kerk, uit die tronk bevry sal word. Want hulle weet, 'n wonderwerk is al wat hulle nou sal kan red. Dat daardie voetboeie van hom sal afval, die soldate hom sal laat gaan. Die gemeente weet, net 'n wonderwerk kan Petrus red. Hulle het geweet wie om te nader. Want hulle het tot God gebid vir 'n wonderwerk. Hulle het die almagtige God, die God wat tot alles in staat is, het hulle gebid vir 'n wonderwerk. Maar tog miskien, ergens in hulle agterkop, het hulle dit nie werklik geglo nie. Het hulle miskien gesê, ja, ons bid, maar kyk wat het met Jakobus, kyk wat het met Stefanus gebeur. Ons weet daarom nie of dit moontlik is nie. Voel ek en jy nie ook maar baie keer so nie. As ons veral kyk na die land, die afgelope week, die plundering, die seermaak, die vernietiging. Ja, ons bid, Here gee vrede, maar glo ons dit? Sit dit maar die erns in ons agterkop, ja, maar kyk maar waarna toe gaan die land, ons niks sal kan red nie, niks sal kan gebeur nie. Ons bid vir ons gemeente. Ons bid vir ons gemeente se finansies, vir die voortbestaan van die gemeente. Maar glo ons dit werklik? Is daar nie dalk iets in ons agterkop en sê, ja, maar dit is nou maar hoe dit gaan in die land, hoe dit gaan met die kerke, die mense gaan uit, finansies word minder, ekonomie druk nie. Het ons nie maar iets in die agterkop van, ons moet mal wees om te glo, dat daar so omgekeer, so sporadies, so skielik, so ongelooflik kan gebeur. Ons lees in vers 9 van Hoofstuk 12 dat God toe die gemeente se gebed verhoor het. En toe hy by die deur van die gelowiges aanklop, was die gelowiges nog steeds besig om te bid. Maar toe die diensmeisie die deur gaan hoor wie is daar, en sy hoor Petrus se stem, maak nie as die deur oop nie, hardloop dadelik en sê, maar Petrus staan nie voor die deur. Het die diensmeisie nie
geglo nie. U weet, dit is asof God hierdie komiese situasie ook geniet. Hy laat ysterkettings van Petrus se voete afgly. Hy maak 'n groot ystertronk deur geluidloos oop, dat hy daar kan uitstap. Maar toe hy by die huis van die gelowiges kom, moes hy aanklop, en niemand maak dadelik oop nie. Hierdie deur van die huis gaan nie dadelik oop nie. Vir die diensmeisie sê die ander disippels, die apostels, ja, maar jy's mal, jy het 'n gees gesien, dit kan nie wees nie. Gaan kyk weer. Jy het verkeerd gehoor. Dit kan nie wees nie. Dis asof die gelowiges sê, ons bid vir 'n wonder, maar jy moet mal wees as jy dink, dit gaan gebeur. Is ons as mens nie maar net baie keer te realisties nie? Het ons geloof so getaan en oorgegaan in 'n stuk realisme, dat logies kan dit nie gebeur nie, realisties, ag nee man, dit kan nie gebeur nie. Hulle het gesit en bid vir 'n wonderwerk, en toe dit gebeur, kon hulle dit nie glo nie. Toe Petrus in lewende lywe voor hulle staan, was hierdie klomp uit die veld geslaan. So iets het hulle nie verwag nie. Om te bid en voorbidding te doen is goed, ons moet dit doen. Wat anders kan ons as gelowiges doen? Maar om te reken daarop dat jy gaan kry wat jy gevra het, ja, ons moet dalk miskien 'n bietjie realisties wees. Wat leer hierdie verhaal vir ons? In die eerste plek, ons moet aanhou bid. Onophoudelik, dag en nag bid. Vir mekaar, vir die gemeente se finansies, vir die land, vir die oproer, vir rustigheid. Maar dan moet ons in ons harte die absolute sekere wete, geloof hê, ja Here, ek weet, dit sal gebeur. Ons moet soos daardie klein seentjie wees, wat na die gebed, of dag vir gebed, of dag vir reën, middag vir reën, met 'n sambreel in die hand geloop het. Want ons gaan vir die Here vra vir reën. En 'n kinderlike geloof sê, ek vat my sambreel, want dit gaan reën. Ons moet bid met die wete dat die almagtige God, die alsiende God, ons hoor en ons gebede verhoor. As ons bid vir ons gemeente, dan moet ons gelowig bid met die uitkoms van, ja, dankie Here, ons loof en ons prys U nou al reeds vir dit wat U gaan doen. As ons bid vir ons land, ja Here, dankie nou vir die kalmte en vrede. Maar dan moet my lewe dit ook wys. Dan moet my gesprekke, my menswees dit ook wys, dat ek glo dat God sal ingryp. Dan mag ek nie meer praat van, ja, maar ek dink dit sal gebeur nie. Ons is al te ver weg, ons finansies is te swak, ons het 'n min lidmate, die land is nou maar daarmee heen. Dan mag ons nie meer deel hê aan daardie gesprekke nie. Dan moet ek en jy gelowig reageer en sê, ja, ons weet, God is in beheer. Hy sal dit doen, hy kan dit doen. Dan moet ek as gelowige, jy as gelowige, dit ook elke oomblik van die dag uitspreek. Dit hoorbaar maak, dit sigbaar maak in ons lewens. Kom ek en jy wees daardie klein seentjie met die sambreel in die hand. Amen. Here, dankie dat U die almagtige, alwetende, alsiende God is, wat
wat by ons is, met ons is, en die pad saam met ons loop. Here, dankie dat U ons ook versterk, elke oomblik van die dag, en ook waar ons nou by die tafel gaan aansit, Here, dat U ons daar versterk in ons geloof. Ons loof en ons prys U naam daarvoor. Amen. Ek wil U dan ook uitnooi om saam met my vanoggend ook die nagmaal te gebruik. Daar in die huis, in die sitkamer, die EV-kamer of die eetkamer waar jy gemaklik is, om daar saam met U gesin, ook op hierdie oomblik die nagmaal te gebruik. En as jy die vrymoedigheid het om in die eie gemeente dit ook te doen, as jy dalk nie 'n lidmaat van Blydewill is nie, wil ek jou ook uitnooi vanoggend. Kom sit saam met ons aan tafel en laat toe dat die Here ons vanoggend gaan versterk, ook deur die gebruik van die nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here self het die nagmaal ingestel. Die nagmaal leer vir ons 'n hele paar dinge. In die eerste plek is die nagmaal 'n gedagtenismaaltyd. Die brood en die wyn is simbole van dit wat God vir my en jou gedoen het. Daar aan die kruis, daar waar hy gehang het, sy bloed wat gevloei het, sy liggaam wat gehang het, sodat ek en jy die lewe mag hê en daardie lewe in oorvloed. Maar die nagmaal is ook 'n waarborg, want dit is die Here se liggaam, dit is die Here se bloed. Die Here wat teenwoordig is in ons lewens. En wanneer ons deel het aan die brood en die wyn, dan het ons deel ook aan die lyding en die sterwe en die opstanding en die verheerliking van ons Here Jesus Christus. Maar die nagmaal, die brood en die wyn, wanneer ons dit gebruik, dan verbind ons ook onlosmaaklik aan ons verlosser, Jesus Christus. Maar nie net aan Jesus Christus nie, maar die nagmaal verbind ons ook aan mekaar as gelowiges, as broers en susters in die geloof. Maar die nagmaal sê ook vir ons dat ons ook 'n toekoms het, 'n toekoms by die Here. En daarom mag ons in ons gebed ook vir die hier en die nou vra, Here, wees met ons, want die Here is hier. Maar ons weet ook, ons het 'n toekoms in die Here Jesus Christus, omdat hy lewe, en dat ons deel het aan daardie lewe. Maar dan is die nagmaal ook 'n vreugdefees, 'n stuk blydskap in ons harte. Al spreek die tekens, soos die formulier sê, van die lyding en die sterwe, die kruis van die Here Jesus Christus, sy bloed wat vergiet is, sy liggaam wat gebreek is, staan die nagmaal nie in die tekens van rou en droefheid nie. Die nagmaal sê vir ons dat die Here Jesus Christus op 'n besondere manier die vrugte van sy lyding en sterwe en opstanding ook aan my en aan jou gee, dat ons daarin kan deel hê. Voor ons die nagmaal gaan gebruik, kom ons raak ook 'n oomblik stil voor die Here. Here, wanneer ons by hierdie tafel gaan aansit en ook so U nagmaal gaan gebruik, bid ons Here Jesus Christus dat U ons geloof daardeur sal versterk. Here, dat ons in die huidige omstandighede waarin ons is, die probleme wat daar is, die krisisse wat op ons voorstoep staan, Here, dat U ons sal versterk in ons geloof, om saam met U daardie pad te staan. Ek bid, Here Jesus, dat U ons so sal lei. Bid dit in die wonderlike naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat sy liggaam gebreek is, tot 'n volkome versoening van al ons sondes.
Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening van ons sondes. Aangesien die Here ons dan ook nou gevoed het aan sy tafel, kom ons loof en prys sy naam, ook in hierdie gebed. Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof, en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Here, ons hef ons hande op tot U in lofprysing en aanbidding, want U is waarlik God, nou tot in ewigheid. Amen. As antwoord op die prediking en die gebruik van die nagmaal, kom ons sing dan saam die 253, al twee die strofes. U het die brood gebreek eens by die meer, breek nou die lewensbrood vir my ook, Heer. Wil steeds U waarheid meer en meer aan my ontvou, tot ek ook in U woord my Heer aanskou. Lied 353, tot eer van die Here. Ontvang nou ook die seën van die Here en gaan ook so in hierdie dag en hierdie week ook in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.